Goeiemôre en baie welkom by vandag se boodskap. Ek hoop dit gaan goed met jou. Baie dankie dat jy vanoggend gekies het om in te skakel en deel is van die Groter Beleef familie. Vanoggend gaan ons aan met ons reeks Oorvloed. En as jy saam met my gereis het in hierdie week in ons oordenkingtyd saam, sal jy weet dat ons gesels het oor Jesus het kom wys hoe. Hy het ons kom wys, hy het ons kom leer uit Johannes 15 uit hoe ons moet vrug dra. Hoe ons daardie roeping moet uitleef, maar ook die feit dat dit vir God baie belangrik is dat in ons lewens ons maksimum vrug moet produseer. Nou, ek wil jou vra vanoggend, was jy al ooit op 'n wynplaas gewees, iewers in die mooie Kaap? Hoe mooi is daardie prentjie nie? As jy al daar was, weet jy presies hoe dit lyk, maar as jy nog nie daar was nie, stel jouself vanoggend voor, jy ry in deur hierdie hekke van hierdie pragtige plaas. En hierdie prentjie ontmoet jou. Jy knip eintlik jou oë om seker te maak jy's nie besig om te droom nie, want dit lyk vir jou soos 'n skildery. Nou kry jy die kans om deur die wingerd te loop op 'n toer van hierdie plaas. Dis net rye en rye en rye druiwe wat vir jou loer, die mooiste druiwe wat jy nog ooit gesien het. Dit blink sommer so in die son en jy het nog nooit sulke perfekte druiwe gesien nie. Jy staan in verwondering van die vrug wat hier deur hierdie wingerd opgelewer is. Nou, 'n wingerd is nie toevallig nie. Daar's baie werk wat in 'n wingerd ingaan. Interessante feit, wingerdstokke neem omtrent 3 jaar om 'n ordentlike oes op te lewer en tot 10 jaar om hulle beste kwaliteit te bereik. En elke seisoen verg noukeurige snoei, waterbeheer, blaarbestuur en 'n konstante monitor van weer en van siektes. Nou die boere sny soms doelbewus gesonde trosse af om 'n beter konsentrasie uit die vrug te kry. Hulle toets die suiker en die suurvlakke voordat hulle oes en hulle pluk baie keer druiwe in die middel van die nag om geur en varsheid te beskerm. Een storm, een hittegolf of reën op die verkeerde tyd kan al hierdie werk vernietig. Wat beteken dat elke bottel wyn wat geproduseer word uit daai vrug, verteenwoordig nie net die vrug nie, maar baie harde werk, berekende risiko, vaardigheid, soveel opofferings en duisende ure se praktiese arbeid. Dit is jare se geduld, presiese en aanhoudende harde werk. En wat is die doel? Oorvloed. 'n Oorvloed vrug wat lei tot die beste moontlike uitkoms. Familie, vanoggend wil ek vir jou sê, net so is dit met ons lewens. God wil hê, ons lewens moet maksimum vrug oplewer. Wat baie keer gaan kom met 'n prys. Wat baie keer gaan kom met 'n snoeiproses wat nie vir ons lekker is nie. Wat vir ons voel asof ons aangeval word van alle kante af en dat die lewe so sleg is. Maar hier agter die skerms is God besig met iets groot. Ek wil vanoggend vir jou sê, in jou lewe en my lewe, elke snoeiproses wat deur ons gaan, het 'n doel. En Jesus gebruik hierdie beeld toe hy met sy disippels sit in die laaste week van sy lewe. Wat hy kom doen is hy het die gordyn opgelig sodat hy vir sy disippels kon wys, kykie my vriende, ek gaan julle met 'n geheim los. Ek wil julle iets wys oor wat God in julle lewe doen. En die geheim gaan nie net oor hierdie innerlike ervaring wat jy gaan ervaar nie. Nee, dit gaan oor 'n werk, oor 'n doel, oor vrug in julle lewens. En vanoggend gaan ons gesels vanuit hierdie perspektief, vanuit hierdie plek van Jesus se laaste week op aarde in Johannes 15. En die eerste punt wat ek vanoggend wil maak is die volgende. Jy is gekies vir 'n doel. In Johannes 15 vers 16 sê Jesus die volgende vir sy vriende, sy disippels. Hy skryf: Dit is nie julle wat my uitgekies het nie, maar ek wat julle uitgekies het om julle in staat te stel om te gaan vrugte dra. Vrugte wat sal hou. Jesus wil hê ons moet hierdeur besef dat dit is hy wat ons uitgekies het. Dit gaan vir Jesus oor identiteit. Identiteit in
Jesus. Dit kom vir hom eerste. Ons maak baie keer die fout as mens om altyd by die plek te begin van ek moet harder werk. Ek moet meer doen, ek moet die beste wees in wat ek doen, maar Jesus wil hê, ons moet vanoggend stil staan en besef, God begin by, ek het jou gemaak, gekies vir 'n doel. En daai doel is om vrug te dra. Efesiërs 2 vers 10 vat dit vir my so mooi saam, wanneer Paulus vir ons skryf, die volgende. Want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus, Jesus, so gemaak, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. Familie, ek wil dit vandag hê jy moet besef, jy is geskep in Christus Jesus vir goeie werke, wat God lank voor ons geboorte reeds vir ons voorberei het. En dit beteken vanoggend 2 dinge, wat ons vanoggend moet besef. Die eerste een is, jou bestaan is doelgerig. God se hand is op jou storie, besef jy dit? Jy is nie 'n fout in hierdie stelsel nie, jy is geskep met 'n doel. En die tweede ding is, die goeie werke is reeds vir ons voorberei. Dit kom nie uit jou of uit my harde werk nie. God het reeds in die raamwerk van ons lewe dit beplan. Ons familie, ons talente, die omstandighede waarin ons self tans bevind. God het nie gekies om te sit en wag nie. Hy het jou aangestel. En hierdie waarheid moet ons lewe vanoggend radikaal verander. Ek wil hê jy moet vanoggend besef dat jy beteken iets in God se plan. En daarom wil Jesus hê sy disippels, ek en jy, sy volgelinge, moet ons perspektief verander. Hy wil hê ons moet ons doel besef en dit duidelik begin uitleef op aarde. En hoe kry ons dit reg? Wel, in Johannes 15:5 gee Jesus vir ons 'n riglyn. Hy sê, ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. Die geheim familie tot ware vrug, volgens Jesus, is baie eenvoudig. Hy sê vir ons in Johannes 15:5, wie aan my verbonde bly en ek aan hulle, wat gebeur? Dra baie vrugte. En dit bring ons by die tweede punt vanoggend. Om in Christus te bly, is die geheim van ware vrug. Nou let op, 'n baie belangrike woord wat ons moet sien in Johannes 15 vers 5 is die woord bely. Dit is nie 'n eenmalige besluit nie. Dit is 'n voortdurende, lewenslange besluit om te sê, ek kies Jesus en ek wil in sy wil vir my lewe wandel. Want baie van ons is besig met die dinge van God. Ons dien by die kinderkerk, ons dien by die jeug, ons is deel van 'n gasvryheidspan, ons is deel van 'n worshipspan en dit is goed. Maar dit kan so maklik iets word wat ons doen om te sê, kyk wat doen ek vir God. Kyk hoe lyk my goeie werke. Maar Jesus sê, vrug is 'n uitvloeisel van 2 dinge. Eerstens ons verhouding met hom en die intensie van ons harte. En as daai 2 dinge, ons verhouding en ons intensie nie reg is nie, kan ons dien, maar ons gaan geen vrug dra nie. Galasiërs 2 vers 20 sê vir ons dat ek kan lewe en Christus leef in my. Ons krag, jou krag, my krag, kom nie vanuit onsself nie. Ons krag kom ook nie van ons man of ons vrou af nie, of ons kinders nie. Dit kom uit Christus wat in ons woon. En sy hartsbegeerte is dat ons aan hom verbonde moet bly. En in die metafoor van die druiwestok wat Jesus hier gebruik, is ons die takkies. Hy, Jesus, is die wingerdstok en die Vader God, hy is die tuinier of die wingerdhouer. Nou 'n takkie, en dit is nou ons, wat nie aan die stok, Jesus, bly nie, kan nie druiwe maak nie, hoe hard hy ook al probeer. En familie, vanoggend wil ek vir jou sê, as jou lewe nie in Jesus is nie, as ons nie afhanklik bly van hom nie, gaan selfs ons beste werke leeg voel. Maar, en hierdie is die hoop vanoggend, dat as ons kies om in hom te bly, daagliks intentioneel tyd met hom te spandeer, ons afhanklikheid van Jesus as die wingerdstok te besef en te erken,
sal ons lewens vrug dra. En ek wil vanoggend 'n oomblik fokus op hierdie metafoor wat Jesus gebruik in Johannes 15. En dit is die rol van God, van Jesus en as ons, as hierdie takkies. Nou, dit is baie belangrik om vanoggend te besef dat in Johannes 15 vers 1 tot 2, die begin van hierdie 17 verse in Johannes 15, Jesus weer die volgende sê. Hy sê, ek is die ware druiwestok en my Vader is die tuinier. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Elkeen wat egter vrugte oplewer, snoei hy, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Nou, vanuit Johannes 15 vers 1 en 2, word dit in 3 opgedeel. Soos wat ons nou net bespreek het, maar kom ons gaan 'n bietjie dieper. Die eerste een is die Vader. Hy is die wingerdhouer. Hy wat sorg, hy wat snoei en seker maak die opbrengs gebeur in sy volheid. Dan is daar Jesus. Jesus is die wingerdstok. Hy is die bron van lewe, die bron van krag. En dan is daar ons, die takkies, wat groei vanuit die stok wat lewe gee. En wat leer ons dit? Dit leer ons eerstens dat God die Vader se rol is aktief in ons lewe. Hy is nie net 'n passiewe waarnemer wat kyk na ons lewens en nie betrokke is nie. Hy werk. Hy wil maksimum vrug hê. En dit is nie 'n eensame taak nie, dit verg spanwerk. Die tweede ding is Jesus is die lewe. Hy produseer die krag. Niemand kan vra, hoe kan ek vrug dra sonder Jesus nie. En dan die derde ding, ons is geroep om die takkies te wees, om te ontvang, om te groei, om vrug te dra. En Paulus het iets hiervan besef. In 2 Korintiërs 9 vers 10 kom sê hy ook vir ons die volgende. Hy sê, God wat saad voorsien aan die saaier en dan brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat toeneem en die vrugte van julle goedhartigheid lieflik laat groei. Hy wil ons herinner dat God self die saad en die kos voorsien om ons vrug te vergroot. Hoor dit, God self voorsien die saad en hy voorsien die kos vir ons om maksimum vrug te dra. Ons dink baie keer in ons menslike kapasiteit dat ek moet my eie planne maak om suksesvol te wees in hierdie lewe en ek moet my eie planne maak om vir my gesin te voorsien, emosioneel, finansieel, geestelik op alle vlakke en ek moet my eie planne maak om 'n doel op hierdie aarde te hê, maar God sê, nee my kind, wag, ek wil jou iets leer. Ek sal voorsien die saad en die kos wat nodig is om die werke te doen wat ek reeds vir jou voorberei het, soos wat ons gehoor het in Efesiërs 2 vers 10. Van baie keer, en hier is 'n groot ding wat ek vanoggend wil hê ons moet besef, is dit net een sny brood vir vandag en nie die hele loofbrood nie. Of een piesang om krag te kry, nie die hele boord piesangs nie. Kry jy daai prentjie? Ons kan vandag rus en vrede vind in die wete dat God sal voorsien presies wat ons nodig het. Emosioneel, fisies, geestelik, finansiëel, op alle aspekte. Ons sal vrug dra, mits ons vas bly, daar's weer die woordjie bly, aan die ware wingerdstok. Nou daar is 4 vlakke van vrug vanuit Johannes 15. In Johannes 15 wys Jesus vir ons hierdie 4 vlakke. En hierdie 4 vlakke word as volg uitgewys. Die eerste vlak is geen vrug. Nou, dit kan wees dat jy deur 'n seisoen gaan waar jy afgesny voel van die wêreld. Miskien van jou familie, van jou werk, van jou vriende. Waar jy miskien sit met seer, waar jy begin twyfel in God se plan en doel vir jou lewe. Dit beteken nie outomaties dat God jou weggegooi het nie. Dikwels is dit eerder 'n tyd waar hy jou stil maak. Waar hy jou kom skoonmaak, waar hy snoei en weer die regte rigting gee. En in Johannes 15 verduidelik Jesus dat die wingerdhouer takke afsny wat nie vrug dra nie. En die rede daarvoor is nie om sommer net ons te straf omdat ons nie vrug dra nie. Nee, sy hart is om reg te maak wat verkeerd is, sodat
dit weer lewe kan bring. En dit vra van ons om eerlik te kyk na ons lewe vandag. Wat is besig om te gebeur? En waar moet ek weer ingeplant word? Waar moet ek weer toelaat dat God my snoei sodat ek lewe kan bring? Die tweede vlak is soms vrug. Dis 'n plek van hoop. Want enige vrug wys dat daar is nog sap aan die tak. Sien daai prentjie. Hy's dalk 'n klein vruggie, maar daar is sap aan daai tak. En die verbinding is nie heeltemal gebreek of weg nie. God is nog steeds besig om te werk, maar dit is ook 'n oproep tot volharding. Want nou en dan groei nie 'n sterk vrug nie. Nou en dan gehoorsaamheid dra nie 'n volhoubare vrug nie. En hierdie is die waarheid vandag, familie. 'n Begin is goed, maar 'n begin is nie die einddoel nie. En in die konteks van Johannes 15 wys Jesus dat vrug bedoel is om te bly en te vermeerder. Soms vrug beteken jy is op die pad, maar jy kan nie net daar bly nie. Dis nou tyd om die verbinding te verdiep, om jou dissipline te bou en doelbewus in Christus te bly. Die derde vlak is meer vrug. Dit beteken daar is 'n konsekwentheid in jou lewe. Jy dien nie meer net wanneer dit jou pas nie. Dit het deel geword van jou lewenstyl. Dit is die fase waar karakter begin vorm kry. Nie net in aksie nie, maar ook in ons gesindheid. Jy doen nie meer dinge net vir God nie, maar jy begin dit saam met God doen. En jou bediening vloei natuurliker en ander begin baat vind by jou standvastigheid. Hulle begin baat vind by die vrug wat jy produseer, omdat jy gehoorsaam is, omdat jy in Christus bly. En dit bring my by die vierde vlak. Baie vrug. Dis wanneer jou verhouding met Christus so diep en so gefestig is, dat jy nie meer net jou eie lewe raak nie, maar hier begin dit oorloop na ander, in oorvloed. Jou woorde bring lewe, jou teenwoordigheid in ander mense se lewens bring 'n diep vrede, jou gehoorsaamheid. Dit het 'n impak. Mense kyk na jou as 'n voorbeeld. Jou karakter begin gewig dra en jou geloof is nou so standvastig. Liefde straal uit jou uit, is sigbaar en jy raak 'n kanaal waardeur God ander se lewens raak. En dit, familie, is waar Jesus wil hê ons elkeen moet uitkom. Is by vlak 4. Maksimum vrug. En dit bring ons by die vraag vanoggend, waar ek wil hê jy moet vanoggend ook stil staan. Dalk na hierdie preek hieroor dink. En die vraag is, waar is jy in hierdie 4 vlakke? En wees vanoggend baie eerlik met jouself. Die uitnodiging is om vanoggend op 'n plek te kom waar ons moet besef dat God se doel vir ons is vlak 4. Maar om daar uit te kom, vra 'n groot ding van ons. Dit vra 'n rou en 'n eerlike oorgawe aan God. Nou, ons held in die geloof Paulus, hy kom weer in Filippense 3 vers 13 tot 14. En hy bemoedig aan ons elkeen wanneer hy sê: Nee, broers en susters, ek reken self nie dat ek al is wat ek moet wees nie. Maar een ding is seker, ek vergeet dit wat agter my is en strek my uit na wat voor lê. Ek jaag wenpaal toe na die hemelse prys wat God deur Christus Jesus aan my gee. Familie, ek wil hê jy moet vandag besef dat ek en jy, ons word geroep om nie agtertoe te beweeg nie, maar om vorentoe te beweeg. Om ons uit te strek, soos wat Paulus sê, na wat kom, na die hemelse prys wat God eendag vir ons gaan gee, mits ons in hom geanker bly en streef om maksimum vrug op te lewer. Want die realiteit vanoggend is, om gesnoei te word, is nie gemaklik nie. Snoei beteken, daar word iets weggesny. Iets wat dalk goed lyk, dalk selfs vrug dra in jou lewe, maar wat verdere groei kan beperk. En in Johannes 15:2 sê Jesus, dat elke tak wat vrug dra, gesnoei word, sodat wat kan gebeur, dit meer vrug kan dra. Dit wys vir ons. En hierdie is belangrik om vanoggend te besef, familie. Snoei is nie 'n straf nie. Dit is 'n strategie. Dis ook nie verwerping nie,
Al voel dit baie keer so vir ons, of 'n verlies, dit is voorbereiding. In 'n wingerd sny die boer die dooie hout van 'n vrugdraende tak af nie. Hy sny ook lewende lote wat energie steel. Partykeer groei daar te veel blare of klein takkies is daar wat weggesny moet word. Deur te sny, fokus hy die sap, die krag, die voeding. Dis waarop hy fokus. Alles gaan dan na wat regtig saak maak. En ek wil dit vanoggend so vergelyk. Geestelik is dit presies dieselfde. God sny soms dinge uit ons lewe wat nie noodwendig sonde is nie, maar wat ons aandag, ons tyd of ons hart verdeel. Dit kan miskien 'n verhouding wees, 'n droom wat jy het, 'n gewoonte, selfs ons finansies. En dit is pynlik want dit voel soos 'n verlies, maar God se doel is nie om ons te straf nie, dit is om te vermeerder. God se doel is eers afhanklikheid aan hom, want hy wil hê ons moet vrug dra. Soms, en hierdie is ook belangrik vanoggend familie, soms sal God iets in jou lewe neem wat jy liefhet, sodat hy iets groter in jou kan bou, kan plaas. En ons moet leer om juis daardie oomblikke ten volle op God te vertrou, want snoei beteken, ek vertrou die hand wat my sny. Ek glo dat die een wat my geplant het, gemaak het, gekweek het, ook weet hoe om my te vorm. En ek wil vanoggend vir jou sê, as jy deur 'n seisoen van snoei gaan, beteken dit nie, jy dra nie meer vrug nie, dit beteken, jy is vrugdraand, en God sien die potensiaal vir soveel meer in jou lewe. Alles in hierdie boodskap kom vanoggend terug na een woord. En daai woord is bly. Om in Jesus te bly, die ware wingerdstok, beteken dat ons daagliks ons afhanklikheid van hom moet erken. Moet doen wat sy woord vir ons sê en dit nie net aanhoor nie. Gereelde gebed en die bereidheid om gesnoei te word, al is dit seer en al verstaan ons nie altyd hoekom nie. Miskien is jy vanoggend in 'n seisoen waar jy vanoggend na die 4 vlakke kyk en weet, jy dra geen vrug tans nie. Wat doen jy? Vra vir God. Gaan eerlik na die Here toe. Vra vir God, wat wil U hê moet ek doen? Een van my gunstelinge verse in die Bybel is in Jakobus 1 vers 5. Hier kom Jakobus en hy skryf, hy sê vir ons, vra vir God, as dit nie vir jou duidelik is, wat hy wil hê jy moet doen nie. Hy sal jou eenvoudig daardie wysheid gee, en jou nie verwyd, dat jy dit gevra het nie. Die God wat ons dien, familie, is so getrou, so goed vir ons, dat hy sê, ons kan hom toe kom, ons kan hom vra, en hy gaan ons nie verwyd daarvoor nie. Ons mag vir God vra, en wat is die belofte? Die belofte is, hy sal vir ons wysheid gee, oor die pad vorentoe. Miskien is jy vanoggend op vlak 3 en 4, waar jy weet, jy dra vrug, waar jy weet jou lewe is 'n voorbeeld, waar jy weet mense kyk na jou as 'n voorbeeld in hulle lewens, dan wil ek vir jou sê, saam met dit wees waaksaam. Onthou, jou vrug kom nie vanuit jouself nie, dit kom uit diep afhanklikheid aan God. Meer vrug of baie vrug is nie die resultaat van jou eie vermoë nie, maar van jou wat in hom bly. Hoe voller die tak is, hoe meer moet dit vasbly aan die stok, aan die wingerdstok, want die oomblik wat jy dink, jy dra dit self, begin daai vloei opdroog, en nie een van ons wil dit in ons lewens hê nie. Familie, ons is geskep om vrug te dra, en dit in oorvloed. En ek is opgewonde in my gees vir die res van hierdie reeks, want ek glo werklik dat ons elkeen, as ons kies om toe te pas wat ons leer vanuit God se woord in hierdie reeks, ons werklik in oorvloed vrug sal produseer. God se hart vir ons, sy doel vir ons, is dat ons 'n lewe van oorvloed sal ervaar. Oorvloed vrug, oorvloed genade, oorvloed vrede, 'n oorvloed vreugde in hierdie lewe. En dit gebeur net mits ons vasbly aan die ware wingerdstok. So familie, ek daag jou uit vanoggend.
na hierdie boodskap, dink vanoggend eerlik oor waar jy lê op daai 4 vlakke. Ek glo werklik dat vanuit daardie plek dat die begin sal wees van iets moois, iets groots, iets vrugtevol in jou lewe. Want onthou, God se doel is hy wil hê jy met maksimum vrug dra. En baie keer vra dit van ons net om eerlik in rou en eerlike oorgawe te gaan sit by die Vader. En om te vra, Here, wys my, lei my. En onthou Jakobus 1 vers 5 wat sê, die belofte, hy sal vir jou die antwoord gee. So familie, vanoggend wil ek jou vra, net op waar jy is, maak jou oë saam met my toe, ek wil graag vir ons bid. Here, vanoggend sê ek vir u dankie. Dankie vir die woord, dankie vir die woord wat vanoggend so kragtig met ons praat. Vader, dankie dat u seun gestuur het, die ware wingerdstok, Here, in sy laaste paar dae op aarde, dat hy geheime met ons kon deel, oor hoe ons maksimum vrug moet dra, volgens u woord, u hart, u wil vir ons lewens. En ek kom bid, Here, waar ons vandag by week 2 is van ons oorvloedreeks, bid ek, Here, dat u ons aandag nou sal vestig op u. Dat ons in u sal bly, sodat ons maksimum vrug kan produseer, sodat ons 'n lewe kan leef in oorvloed, in oormaat. Here, dat ons seëning in ons lewe kan ervaar en weet, dit is omdat ons in u bly. Ek bid vir die persoon wat vandag hierdie boodskap hoor, of hulle by die huis is, of hulle in die kar is, of hulle by die werk is, waar ook al, dat u hulle sal kom ontmoet, dat u met hulle vandag sal praat, deur die Gees, en sal oortuig van die dinge wat moet verander. Dis my gebed in Jesus Christus naam. Amen. Familie, baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel het. Deel hierdie boodskap vandag met iemand wat dit moet hoor. Miskien het jy week 1 se boodskap gemis. Hy is op hierdie YouTube kanaal beskikbaar. As jy dalk nog nie gesubscribe het op ons kanaal nie, vra ons jou, wil jy dit nie saam met ons doen nie? En saam met ons reis as Beleef Gemeente. Deur dit te doen, help jy ons om nog meer mense by die koninkryk te bereik. Mag jy 'n wonderlike Sondag hê. Mag Jesus se vrede met jou gaan in hierdie week. In Jesus naam. Amen.